Ja, twyfel is nou maar eenmaal deel van die lewe en partykeer verstaan ons nie altyd alles so goed en so mooi as wat ons graag wil nie en het ons hoekoms en het ons waaroms. Maar ek wil nou vandag kom en ek wil vir jou mooi vra. Daar's 4 goed wat jy nooit moet doen wanneer jy twyfel nie. Daar's 4 goed wat jy nooit moet doen as jy onseker is oor sekere goed in jou lewe nie. Die eerste ene is, jy moet nooit dink dat God jou straf nie. Dit gaan nou met my swaar, dit gaan nou met my sleg, dit gaan nou met my moeilik, so ek verdien hierdie, dit is God se straf in my lewe. Ek presteer nie goed genoeg nie, my prestasie is nie goed genoeg nie. Moet dit nooit dink nie, want dit is nie waar nie. Jesus het gesterf met al jou sondes op hom aan die kruis. Dis die waarheid. Gaan nie oor jou prestasie nie. Het gaan oor wat Jesus gedoen het in jou plek. Die tweede ding. Moenie stil bly oor jou twyfel nie. Wanneer jy twyfel en jou hoekoms en jou waaroms in jou kop het en in jou hart het, praat daaroor. Kry dit, sê dit vir die Here ten minste. Hoekom bly ons stil hieroor? Want ons dink dit maak van ons swak Christene. Ek kan nie vir iemand sê dit gaan met my swaar nie. Ek kan nie vir iemand sê dit gaan met my moeilik nie, want dit lyk so of dit met almal goed gaan behalwe met my. Dis 'n leuen. Ons almal het hierdie moeilike tye en hierdie swaar tye. So praat daaroor, kry dit uit jou stelsel uit. Die derde ding baie belangrik. Moenie probeer wegkruip vir God nie. Gaan vra vir Adam en Eva. Hulle het wegkruipertjie met God gespeel in die tuin van Eden. Weet jy wat? Jy kan nie vir God wegkruip nie. Hoe kruip ons weg vir God vandag, as dit met ons swaar gaan? Ons hou op Bybel lees. Ons hou op om te bid. Dit is hoe ons wegbly van God af, hoe ons wegkruip van God af. Dis presies wat die duiwel wil hê. Hy wil jou weg hê van die woord af. Hy wil jou weg hê van praat met God af. Want dan weet hy, dit gaan met jou net nog slegter en nog slegter en nog slegter gaan. Al het jy droog gemaak, al het jy sekere keuses gemaak waaroor jy baie spyt is, weet jy wat? Bly naby God, moet nooit probeer wegkruip nie. Bly in sy woord en bou aan om te bid. En die vierde ding, wanneer jy verdwaal voel, is ek op die regte pad? Ek voel verdwaal, onthou altyd, Jesus sê oor homself, ek is die weg, ek is die weg, ek is die pad, ek is die waarheid en ek is die lewe. So, die regte pad, bly by Jesus, bly by Jesus. So, doen hierdie 4 goed, wanneer jy twyfel, wanneer jy hoekoms en waaroms in jou lewe het. En ek sê vir jou, jy gaan sterker aan die ander kant uitkom. 'n baie geseënde week vir jou.